Ek wil jou uitnooi om saam met my te dink oor hoe om ons gedagtes onder die liefdevolle heerskappy van Christus te bring. En 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 help baie daarmee. Kom ons lees dit saam. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Deurdat ons redenasies vernietig en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, en elke gedagte gevange neem om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So Paulus kom hier en hy herinner ons dat ons stryd dikwels in ons denke plaasvind. Tog roep hy ons nie tot groter selfbeheersing nie, maar om Christus as Here te vertrou. Hy sê hierdie redenasies en hooghartige aanvalle waarvan hy hier praat is denkwyses, wat hulle self bo die Here se waarheid wil verhef en ons daarvan wil weerhou om Christus werklik te ken. Dit gaan nie oor eerlike vrae nie, maar oor alles wat sê, ek het God nie nodig nie. Ek sal self bepaal wat waarheid is. Die uitdrukking elke gedagte gevange neem, beteken om ons gedagtes onder Christus se gesag te bring en te vra, stem hierdie gedagte ooreen met die hart van Jesus? Die Heilige Gees is die een wat ons verander en God ontmoet ons met genade en lei ons terug na sy waarheid en sy hart en sy vrede toe. So ek wil jou vra om vandag saam met my te bid. Ek wil jou vra, sluit jou oë as jy kan en dan raak jy net bewus van hierdie oomblik. Herhaal stadig agter my aan, Here Jesus, U is naby. Ek vertrou my gedagtes aan U toe. Christus, wees die Here van my denke. Lei my in U waarheid. Nou wil ek jou vra om enige gedagte wat jou so te neerdruk en jou so swaarmoedig laat voel, om dit na Jesus toe te bring. Here, ek bring hierdie gedagte onder U liefdevolle heerskappy. Here, ons bid ook nou vir almal wat vandag met vrees en verwarring of moedeloosheid worstel, laat U waarheid en U vrede hulle ontmoet. Heilige Gees, breek vestings van hopeloosheid af en open oë om Jesus te sien soos hy werklik is, vol genade en waarheid. Vader, dankie dat die oorwinning in Christus lê. Vorm ons denke deur U waarheid en lei ons deur U Gees. Laat ons groei in die kennis van wie U is, Here. Nie net inligting nie, maar 'n lewende verhouding met Jesus. Ons rus in U grootheid. U is met ons. U hou ons vas. In Jesus se naam, amen.